Het jy al atlete gesien oefen? En ouens wat regtig in professionele sport is, wat oefen. Hulle oefen elke dag. Dit is hulle lewe. As hulle opstaan, oefen hulle. As hulle gaan slaap, hulle dink hulle aan hoe hulle gaan oefen môre as hulle weer opstaan. Hulle ure en ure en ure op die baan. Hulle kom nie nou 'n dag voor die resies, dan daag hulle op. Dan wil hulle 'n volspoed hardloop en gou ietsie wen en dan weer huis toe gaan en aangaan met hulle lewe nie. Hulle oefen ure en dae, soms jare en maande, net om gou vinnig daai 12 sekondes die ouens gas te gee, of wy gou vinnig daai paar minute wat hulle het, om gou ietsie te doen. Dit gaan ure se oefening verby, wat hulle in daai spesifieke ding insit, om wanneer die tyd aanbreek, 'n goeie rekord op te stel. En my vraag vir jou vandag is, oefen jy vir ewigheid of nie? Want daar's baie ouens, hulle oefen nie vir ewigheid, hulle het eerder meer tyd om te drink, meer tyd om voor die TV te sit, meer tyd om met ouens te beklei, meer tyd om rond te slaap, meer tyd om allerlei ander goeters en twak te doen, wat niks met God se ewigheid te doen het, die koninkryk te doen het, of dit wat Jesus vir hulle lewe beplan het om te doen nie. Hulle oefen nie vir ewigheid nie. En hoe lyk dit vir jou? Oefen jy vir die ewigheid? Staan jy vroeër op in die oggend? Bid jy? Spandeer jy tyd in die woord? Lewe jy soos wat God van jou verwag om te lewe? Doen jy wat hy jou gevra het om te doen? Stap jy in dit waarvoor hy jou geroep het om te doen? Of het jy heeltyd te verskoning? Want daar's baie ouens al buitekant wat besig is met alles behalwe dit wat God wil hê hulle moet doen. En dan is daar ouens wat besig is met dit wat God wil hê hulle moet doen. En dan kyk jy een ou vir die ander en dan wonder hy wanneer bless die Here my nou soos wat hy daai ou bless, maar jy's nie besig om te oefen nie. Jy's unfit for the kingdom. Die Bybel sê in een plek, sê in Engels, so if any man puts his hand to a plow and looks back, he's unfit for the kingdom of God. Beteken, as jy vandag gekies het om Jesus te volg, dan moet jy vorentoe gaan. Jy kyk nie terug na jou ou lewe toe nie. As jy heeltyd terugkyk na jou ou lewe en begeer daai, dan sê die Bybel, jy's unfit for the kingdom of God. En jy moet vandag 'n keuse kan maak. Waarvoor oefen jy? Oefen jy vir die ewigheid of oefen jy vir nou? Wat oefen jy? Oefen jy nou jou brein of oefen jy jou gees? Oefen jy jou liggaam of oefen jy jou gees? As jy tyd by die gym spandeer, 2 ure 'n dag of 'n uur 'n dag, kan jy daai selfde tyd vat en opmaak in die woord ook. Weet nou, oud my nou in die week gevra, sê hy dink dat sport dalk 'n afgod vir hom is. Sê ek vir my, okay, hoe lank spandeer jy? Nee, 3 ure. Ek sê right, as jy weet 3 ure gaan oefen, dan kom jy by die huis en sit jy 3 ure uit vir woord en gebed en worship. Ja, nee, dis bietjie kwaai. Ek sê maar jy het tyd om vir 3 ure te oefen, maar jy het nie tyd om 3 ure te bid nie. Nee, jy moet jou prioriteite regkry. Ek wil gou vir jou 'n skrifgie lees in 1 Korintiërs 9:24 sê, do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? En dan sê hy, run in such a way that you may obtain it. As jy in 'n resies ingaan en jy het nie geoefen vir daai resies nie, hoe gaan jy daai resies klaarmaak? As jy gaan moeg raak, jy het nou net weggespring, dan kan jy skaars asem kry, iemand 'n asma-pomp hier aan hardloop op die veld draf om jou ietsie te gee dat jy net kan ekstra asem inkry. In 2 Timoteus 4:7 sê hy, I fought the good fight of faith, I have finished the race, I have kept the faith. En vandag moet jy in geloof kan staan, hier resies hardloop, waarin jy is, toe jy jou lewe vir Jesus gegee het, en oefen vir ewigheid. Oefen vandag vir ewigheid. Jy weet, ons weet nie wanneer Jesus terugkom nie, maar ek kan vir jou sê, dit kan vandag wees, dit kan môre wees, dit kan enige tyd wees. Hy sê hy kom so dief in die nag, dis net so, dan sê hy hierso. Is jy reg wanneer hy kom? En Dawid sê, waarmee sal die jongeling sy pad skoon hou? Waarmee sal hy God jou bevind? Waarmee is jy besig wanneer hy opdaag? Gaan hy jou bevind? Jy is besig met die dinge van die Here, of is jy weer besig met alles wat nie God is nie, goddelose goeders nie? Jy moet vandag kies. Is jy reg vir ewigheid? Oefen jy om eendag voor Jesus te staan en dat hy kan sê na jou, kyk, wel gedaan, goed en getroue diensknegt. Jy moet vandag kies. Vir watter kant van die ewigheid is jy besig om hard voor te oefen? Oefen jy hard om hel toe te gaan of oefen jy hard om in die hemel in te kom? Vader, ek dank U in Jesus se naam. In die tye waarin ons lewe is dit soms so maklik om net af te glip van die pad af. En Here, ek bid dat ons vandag elke persoon wat afgeglip het, weer kan terugkom na U toe. Bonatuurlik terugkom na U toe, Here. Dat hulle U sal kies. Dat ons vandag kies om ons geesmens te oefen, ons harte, ons siele in lyn te kry met die woord, sodat ons gereed is om ewigheid in te kan gaan en met U dit te spandeer en nie op 'n ander plek nie. Ek dank U, Jesus, dat ons so maklik na U toe kan kom en dit nie vir ons moeite is nie. En net so waar sonde ook so maklik in ons lewe inglip, dat U so vinnig is
om dit te vergewe wanneer ons dit na U toe bring. En ek dank U vandag in die naam van Jesus dat U ons sonde vergewe, ons skoon was van alle ongeregtighede, ons 'n nuwe lewe gee en 'n nuwe begin gee. Dat elke dag is 'n dag met 'n nuwe begin. En ek prys U daarvoor vir nog 'n dag, nog 'n nuwe begin en nog 'n geleentheid om U te kan ken in Jesus se naam. Amen. Voordat jy gaan, wil ek jou vandag bedank dat jy deel is van hierdie groot bedieningsspan. Elke keer wanneer jy 'n video like, op dit comment, share en finansiëel bydra tot hierdie bediening, maak jy dit vir ons moontlik om die woord van God verder te vat. Daar's 'n groot sieleoes wat op jou rekening gaan kom, elke keer wanneer jy betrokke raak by wat die Here besig is om te doen deur ons bediening. En ek waardeer jou opreg. Vandag wil ek jou net seën met die seën van die Here. Mag jou pad gelyk wees vorentoe, gesondheid by jou wees, goedheid en guns jou net al die dae van jou lewe volg. Mag vandag die beste dag van jou lewe wees. Die Here seën.